Sy mense, hier's ek terug om julle nog 'n stukkie van my lewe, my ondervinding en my stories te vertel. Nuwe van julle wat my nou nog nie ken nie, my naam is Rocco. Ek is 'n ex-priester vir meeste van my lewe en vandag is ek 100% spiritual en ek deel met julle hoekom ek Christianity gelos het vir spirituality. En mense moenie dink dis hierdie new age spirituality nie. Ek het vir Joshua geondersoek, ons Jesus, wat ons vandag Jesus noem. En ek het gevind dat die man het nie een dag geglo aan Christianity nie. Hy het nie een dag geglo aan Bybelstudie en hy het nie een dag geglo dat ek jy met tiendes offer. Hy het nie een dag geglo aan middelmanne soos pastore en dominees en ouderlinge nie. Daai man het ek gaan ondersoek. En vandag deel ek met julle wat jou pastoor en jou dominee en jou ouderling en jou priester van jou af weghou en nie vir jou vertel. En Rocco het besluit. Ek deel my storieetjies met julle en dan vertel ek vir julle wat ek gevind het. En sodra julle hierdie goed gaan ondersoek, julle sien jene, Rocco is reg. En dan gaan die groot vraag wees, hoekom as ons sê dat die Heilige Gees is in ons kerke, het die Heilige Gees skoon vergeet om hierdie waarheid aan julle te bring. Nou ja, mense trek 'n stoel nader, hierdie een gaan natuurlik weer in die senuwees raak, maar dis net my ondervindings en dis net my storieetjie. As jy nie daarvan hou nie, is alright. Ek vergewe jou en kyk na iemand anders. Wat van as ek julle vandag vertel, dat die grootste geheim in Christianity is nie wie Jesus regtig was nie, maar wie was Joshua regtig? En dit is hierso waar die groot skrifgeleerdes klei trap, want hulle het besluit, hulle speel God, om nie dit vir julle te vertel nie, en dit is 'n groot geheim gewees, maar Rocco gaan vir julle vertel. Vir 2000 jaar het miljarde mense die naam Jesus gehoor. Op Bybels en storieetjies en op TV's en op radio's en pastore en dominees en ouderlinge en priesters wat die hele wêreld volhardloop om dit te verkondig. Ons het gehoor van Jesus se wonderwerke, ons het gehoor van Jesus se kruisiging, ons het gehoor van sy opstanding. Ons hoor die laaste 30 jaar veral laat hy skielik God geword het. Nou is die vraag, wie was hierdie man nog voordat hy so bekend geword het, soos wat ons kerk hom vandag gemaak het? Wie was Joshua nog voordat daar kerke was? Voordat daar pausdoms was? Lang voordat daar Christelike ryke was? En voordat teologiese debatte was daar 'n man gewees, 'n Joodse man, 'n man uit Galilea uit, waarskynlik Joshua of Yeshua genoem was. Nie 'n wit man nie, 'n man wat donker van vel was. En hierdie man was nie Jesus genoem gewees nie. En hierdie man het ook nie Christianity soos wat ons dit ken vandag begin het nie. Hy het nie in Christelike kerke gepreek nie. En natuurlik was hy ook nie 'n Christen genoem gewees nie. Hy was gebore as 'n Jood, hy het groot geword tussen die Jode, hy het die Torah gelees en hy het in die sinagoges geleer. En sy wêreld was nie Rome gewees nie. Inteendeel, Rome het opgestaan teen hom en hy het opgestaan teen Rome. En hy het in 'n eenvoudige plek gebly soos Galilea, 'n land onder Romeinse besetting, 'n land wat onder armoede was, 'n land vol politieke spanning, 'n land waar mense gewag het vir bevryding. En toe verskyn Joshua, 'n leraar. Baie het hom gesien as 'n Messias, baie het hom gesien as 'n ligmeester.
Hy was 'n geneeser onder sy volgelinge. 'n Man wat mense geroep het en gewys het 'n weg hoe om te lewe, hoe om God in alles te ken, hoe om hierdie God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand. 'n Man wat altyd oor liefde praat, 'n man wat altyd oor vergifnis praat, 'n man wat oor geregtigheid praat, en 'n man wat gepraat het oor die koninkryk van God. En wat interessant is, die beeld wat ons het van Josua en die beeld wat ons het vandag van Jesus is twee verskillende mense. Ons kyk byvoorbeeld na Apostel Paul, sy boeke is van die oudste Nuwe Testament geskriftes, en daar kan ons klaar die verskille sien. Hierdie briewe van Apostel Paul is ouer as die evangelieboeke self. En tog hoor ons bitter min van die leefwyse van Josua self. En ons lees goedes wat jy nêrens gekry het in die tyd van Josua nie. Soos jy kry glad nie dat Jesus water in wyn verander het, is iets wat ook later terug aangekom het in ons Bybels. Jy kry ook nie dat Jesus vir Lazarus opgewek het uit die dode uit nie. Dis ook ietsie wat later net uit die lug uitgeval het. En so kan jy gaan ondersoek watse wonderwerke het Josua gedoen en watse wonderwerke het Jesus gedoen. En dan gaan jy nou sien tot seker 70% van die wonderwerke wat Jesus gedoen het, het Josua glad nie gedoen nie. Dis amper asof iemand hierdie Jesus net groter wil maak. In die begin is hy 'n timmerman, eenvoudig, en die laaste boek is hy God. En as jy nou mooi kyk, sien jy elke boek is net 'n upgrade op die volgende boek. As jy 'n bietjie julle huiswerk gaan doen, gaan jy vind dat omtrent 6 van Apostel Paul se boeke is nie deur hom geskryf nie, maar is geskryf dekades nadat hy reeds dood was. So een of ander spook het namens hom nog boeke gaan skrywe wat ons dominees en ons pastore en ouderlings en priesters wat voorgee hulle die Heilige Gees. Die Heilige Gees staan ons vir waarheid. Wat net toevallig het die waarheid vergeet om uit te kom om ons te vertel dat daai boeke is geskrywe deur spooke. Dit het nie waardes nie, want hy het dit nie self geskryf nie. En die Heilige Gees het ook net toevallig vergeet dat die boeke van Matteus, Markus, Lukas en Johannes ook geskrywe is deur geen apostels nie. Daai apostels het nie eens bestaan nie. En as jy elke boek gaan lees, gaan jy sien elke boek is 'n upgrade 20 jaar later en dan is daar nog 20 jaar later en dan nog 20 jaar. So is dit net deur die kerk, lyk my die kerk het dit self geskryf. Seker dieselfde spook wat Apostel Paul se boeke geskryf het, het sommer aangehou met die 4 evangelieboeke ook te skryf. En elke boek gaan jy sien, hy doen meer wonderwerke en meer wonderwerke. Wat jy glad nie kry, nêrens buite jou Bybel in die tyd wat Josua geleef het nie. Wat jou kerk en jou pastore en jou dominees ook nie vir jou vertel nie. Niemand het niks neergeskryf oor hierdie Josua terwyl hy geleef het nie. Met ander woorde, alles wat jy lees van Jesus is geskryf tussen 40 en 60 jaar nadat hy dood is. Hierdie Heilige Gees wat die kerke het vandag, het vergeet om dit vir julle te sê. Met ander woorde, alles wat julle lees van Jesus is op oorgesê. Is dit nie 'n skok nie? En dink jy nie dis ietsie wat ons moes geweet het nie? Dink julle nie dat die Heilige Gees sou daai waarheid, daai inligting aan ons gebring het nie? So dit wil voorkom dat Christianity soos wat ek en jy ken. Ja, dit is dieselfde Christianity wat gevorm is deur eeue se oorlog, Constantine, Nero en nog 'n klomp manne tussenin wat gevorm het dat Christianity is soos ons vandag het. Laat my wonder,
as God 'n God van liefde is, en julle gaan my saamstem, hy kan net 'n bol liefde wees en hy kan net lig wees, hoekom sal hy sulke wrede mense gebruik het om Christianity te skep soos wat ons dit vandag het? Dit maak mos net nie sin nie. Selfs apostel Paul, hy was 'n bounty hunter. Hy het Josua se volgelinge, heel moontlik familie en vriende, ook gearresteer, ook doodgemaak, ook gemartel, miskien vir die loos gevoer. Dink julle vir een oomblik dat Josua of God so 'n man sou gekies het? Nee. Daarom sê hulle, as julle bietjie julle huiswerk doen, gaan julle sien dat apostel Paul het homself in die ampt gesit. Apostel Paul het na klein dorpies toe gegaan, daar waar Christianity nie al was nie, en sy vorm van Christianity gaan preek daarso. En wanneer die apostels daar gekom het en 'n ander evangelie van Jesus of Josua gebring het, dan het hy hulle vervloek. Gaan lees in jou Bybel. Daarom het die ware apostels en apostel Paul nooit om een vuur gesit nie. Apostel Paul sê self, alles wat ek ken en wat ek neerskryf, kom uit Lalaland uit. En die laaste 6 boeke in die Bybel wat hy geskryf het, kom ook uit Lalaland uit. Geskryf deur niemand weet wie nie. Ek dink, dis kerk. Wat my nogal baie opvallend is, sal ons kyk dat Christianity soos wat ek en jy hom vandag het hierdie Jesus gecreate, wat definitief nie Josua is nie. En ek is 'n klein dingetjies, ek gaan vir julle wys. Josua was swart, Jesus wat wit, blou en baard en hare. Josua het geskiedenis buite jou Bybel as 'n kind. Jesus het niks. Josua het duisende kilometers afgelê saam met Maria. Jesus 150 kilometer om die meer van Genasaret rondgedraaf. Josua het saam met Maria gewees wie hy baie lief gehad het. Hulle het was gesien as equal, nie een hoër as die ander een nie. Sy het ook vir die apostels belering gegee. Ons sien hy was baie lief vir haar. Hulle sê het mekaar gesoen. Daar was dalk 'n verhouding tussen hulle. Jesus het met 'n hoer uitgehang wat sy naam Maria was. Sien julle al die verskille? En dan natuurlik al die wonderwerke wat Jesus gedoen het, kom waar vandaan? Sodra jy 'n bietjie gaan krap gaan en sien dat Horus en Dionysus en Trishna en al die gods van die verlede, hulle het, soos ook almal gebore 25 Desember uit die Virgins uit, hulle het ook, was ook genoem die seuns van God, hulle het ook wonderwerke gedoen, hulle het ook water en wyn verander, hulle het ook meeste van die wonderwerke wat Jesus vandag in jou Bybel het, kom van hulle storieetjies af, honderde, selfs duisende jare voor Jesus. So ons dog toe, dat dit alles Jesus se verhale. En hoekom kry jy nie hierdie selfde verhale by Josua nie? En kom ons wees eerlik, dat wonderwerke was nie net Jesus wat het kon gedoen het nie, en Josua wat het kon gedoen het nie, daar was Moses het wonderwerke gedoen, Elia het wonderwerke gedoen, Elisa het ook wonderwerke gedoen. As ek sê wonderwerke, het hulle ook dooies opgewek. Petrus verrig wonderwerke, en dan was al Paulus, selfs Paul het wonderwerke gedoen. En soos julle Bybel is vol mense wat wonderwerke kon doen, so dit nie gegaan oor wonderwerke nie, maar meeste van die wonderwerke wat Josua gedoen het, was meer om mense innerlik te wys, om mense geestelik gesond te maak, of natuurlik gesond te maak, en om mense 'n weg te wys. So wonderwerke beteken nie dat hy's God nie. Dit maak nie van jou 'n God, as jy 'n wonderwerke kan doen nie. Nou as ek teruggaan na die geskiedenis van Josua, en julle is baie welkom om te doen, dan gaan julle vind dat hierdie Josua, wat nie in kerke of in Christianity soos wat jy ken geglo het nie, het vir die mense 'n weg gewys, 'n way of living. Met ander woorde, hy het nie
Bybeltekste op mense afgesmeer nie. Hy het nie 'n tiende system en 'n beheerssystem op mense afgesmeer nie, en hy het nog minder Bybels aan julle afgesmeer nie. En Christianity aan julle afgesmeer nie. Joshua het geglo dat alles is binne in jou. Jou liggaam is die tempel. En daarom het Joshua die mense bewys, dit is belangrik dat jy jouself afsonder. Purify the mind. Dat daar nie kom dinge is wat jou gedagtegang rondhardloop, wat jou help om verkeerde dinge te doen nie. Purify the mind. Purify the way of living. Dat jy soos 'n grondtor lewe wat alles wil skop en slaan, breek en byt en kwaad praat en afpraat nie. Hy het die mense geleer om humble te wees, om kinderlik te wees, om sag te wees, om rein te wees. En die rede daarvoor is, hy het geweet, that's a way of living. You have to become the light. And only when you become the light, you purify your body, your temple, then God can live in your body. Met ander woorde, God bly nie in 'n krok nie. Jy kan nie vir my sê, Rocco, ek is 'n Christen, maar ek doen nog steeds verkeerd nie. Dan is jou liggaam nog nie berein nie. You have to let go of everything. En dan eers sal God in jou woning maak. Was Jesus God? Nee. Jesus was net die instrument. Ek noem dit die dadeseun. Joshua, onthou nou mooi, die liggaampie is net 'n instrument, sê jou Bybel. En binne in die liggaam van Jesus was die siel van Jesus. En almal van ons is kinders van God. Maar jy en ek moet op hierdie aarde, hierdie Christusgawe, Christ conscious, in onsself awake. En wanneer jy Christ conscious yourself awake, dis wanneer jy die lig begin word. En wanneer jy die lig begin word, dit is wanneer God in jou liggaam inkom. Is Jesus God? Nee, Jesus is en was nog nooit God gewees nie. Maar jou Bybel sê, ek en jy moet God gelyke wees. En al hoe ek en jy dit kan doen, is om soos God te lewe. En hierdie bol lig in liefde te word. En dit is hoekom Joshua het genoem het, the way. It's a way of living. Totdat Christianity, soos wat ek en jy het gesê, nee, dit is nie so nie, dit is verkeerd. Jesus moet nog op 'n wolk kom. Christus kom op 'n wolk. Dit is heeltemal verkeerd. Wag net hierso, sit op die bankie, betaal jou tiende, moenie teepraat nie, moenie die Bybel bevraagteken nie, en aanvaar dit alles wat ons vir jou sê, want ons is wet. Dis dieselfde Christianity wat julle vandag aanbid en glo, wat jou dominee en jou pastoor en jou ouderling nie vir jou vertel nie, is op mense afgedwing gewees. Miljoene mense is doodgemaak in die naam van Christianity soos jy het ken. Dink julle vir een oomblik dat 'n God van liefde so dit gedoen het? Nee, mense. Dis hoekom ek sê, ons lewe in 'n bubbel, omdat ons kerkleiers nog steeds 'n poep aan ons probeer verkoop. It's a way of living. You have to become the light. So nadat Joshua dood is, het daar baie ander gelowe ook gekom. So gaan die Gnostics en Essenes en die Judaïsme, en later het jy gekry Judaïsme, Sadduseërs en Fariseërs en nog 'n klomp ander gelowe. Maar hoe verder jy beweeg van die tyd wat Jesus geleef het, sê jy sien mense het begin anders te glo. Nadat hulle geglo hy is regtig gekruisig. Waar die vroeë Christene het dit nie so geglo nie, het geglo is 'n geestelike kruising, maar ek en jy, om heilig te word, moet ek my ego, my the big I am, daai poepel wat afpraat op mense en op kerke en op alles wat hy nie sou saamstem nie, ek moet daai ene moet ek kruisig, sodat altyd die mooi uit my uit kan kom. Later het ek sê nie is 'n fisiese kruisiging.
as jy een pastoor en een dominee en een ouderling, maar dit kan bewys nie. Nie een nie. Proef vir my, Rocco het sy huiswerk gedoen. Want die kruisiging, die vroeë Christene het nie geglo daarin. Dis alles 'n innerlike ding wat binne in jouself moet gebeur. Maar kerke het daai storieetjie gegryp. Konstantin en sy Council van Nicaea, wat 'n government was, wat totaal beheer begin oorneem het, hulle het besluit. Luister, ons hou nie van wat die eerste Christene geglo het van Joshua nie. Dat is 'n vry ding. En dis net jy en jouself, en net jy dra die pakkie. En dat die kruisiging moet jouself plaasvind, en Christus moet in jou tot opstanding kom nie. Nee, daai het nie vir hulle gewerk nie. Hulle het nodig gehad om te kan beheer. Jy moet nie vry wees nie. En daarom het Rome 'n kerk gemaak en 'n Bybel gaan druk en gesê, hier is die wetboek en dis die kerk. As julle nie aanbid en bedien nie, word julle doodgemaak en gemartel. Is dit hoe 'n God van liefde dit sou doen? Nee. En dis hoekom ek julle sê, mense, daar is meer wat hierdie skrifgeleerdes nie vir ons vertel nie. Josua het nie geglo in tiendes nie. Kyk waar trek ons vandag. As jy nie jou tiende gee nie, gaan jy hel toe. As jy môre geld wegvat in hierdie Christianity wat deur mense geskep is, gecreate is, wat uit Jesus totaal gevorm het uit Josua se storieetjies uit, hom spierwit gemaak het, 'n ton wonderwerke agter hom gesit het. Ons kan duidelik sien dat Christianity soos wat ons ken, 'n Jesus gaan create het soos wat hulle homself wil hê. En hulle het nie gehou by die oorspronklike Josua wat daar was, wat net liefde was nie, en net 'n lig was nie, en mense 'n way of living gewys het nie. Vandag wys kerke vir ons, hier is Jesus, glo aan hom, julle kan net deur hom saligheid kry, wag net hierso, hy kom eendag op 'n wolkie, wat hulle ook nie kan bewys nie. En terwyl julle wag vir hom vir die laaste 2000 jaar, het miljarde mense gewag vir hom te kom, want dieselfde wortel word voor almal se oë gehou. Sit net hier op die bankie, wees gehoorsaam, moenie die Bybel bevraagteken nie, en asseblief betaal jou tiende. Sien julle hoe Christianity in 'n system verander het? En vandag sit jy met ouderlinge en dominees en pastore wat jy probeer vertel is God. Dis mense wat geleer het, wat voorgee hulle die Heilige Gees. Ag, come on, mense, kan ons al die lig sien en besef dat hierdie Jesus is nie Josua nie. En later toe Rome begin oorvat en die keisers begin betrokke raak en kerkvergaderings word gehou en mense besluit saam met politiek wat in en uit jou Bybel moet kom en moet wees. En skielik word hierdie Jesus karakter toe meer gesien as die waarheid as wat Josua self was. En laat 'n mens wonder, as Josua regtig moes gekom het, dink julle hy sou Christianity soos julle dit vandag aanbid gesien het en aanvaar het as die weg? Kom ons kyk. Josua het geglo aan 'n weg wat jy moet lewe, jy moet heilig word. Jou kerk sê nee, sit terug, betaal jou tiende, moenie bevraagteken nie en wees gehoorsaam. Jesus, Josua, het nie daai nonsens geglo nie. Josua het geglo dat ja, daar is 'n tiende system en dis wanneer die boere en net die boere vir die armes gee. Jou kerk weier om mense te help. Glo vir my, ek weet. Hier en daar hou hulle sop kombuis om die indruk te gee hulle help. Maar trust my mense, is kerke triljoene rande elke maand en bring hulle help nie mense nie. Waar het jy vir Josua altyd gekry? By die armes, blindes, krepeles, siekes, al daai mense, jy kry nie die kerke daar nie. Dink julle Josua sou dit aanvaar het?
Dink julle Josua sou het aanvaar het dat skielik word 'n leefwyse verander in Bybelteksies? Kyk wat doen hierdie klomp dominees en pastore en ouderlinge. Hulle hardloop rond in Bybelteksies en glo dat die Heilige Gees is in hulle, is hulle baie Bybelteksies kan opsê. Kom, wees eerlik mense, is dit 'n praatkerk die? Hoe het ons nou 'n praatkerk geword in plaas van 'n kerk van lewe, 'n way of living? Kom ons kyk nog 'n bietjie. Josua het nie geglo aan kerke nie. Nie een dag nie. Nêrens het hy gesê julle moet kerke wees, julle moet in kerke wees. Nee. Hy het geglo jou liggaam is 'n tempel. Ja, daar was sinagoges, maar sinagoges was nie kerke nie, mense. Sinagoges was waar mense gemeditate het. Sinagoges was waar mense onder 'n dak kon wees om weg te wees van die son en die wind en die elemente, waar mense kon gaan sing het, waar mense kon ingaan in hulle self, waar mense met frequencies gewerk het. Dit was totaal anders wat ons vandag het in kerke, waar dit 'n totale beheersysteem is. Kyk mooi. As ons vandag na die kerk toe gaan, wat kry ons elke Sondag? Ons kry dominees en pastore en priesters en ouderlinge wat jou pak gee. As jy nie dit doen nie, gaan jy hel toe. As jy nie dat doen nie, gaan jy hel toe. As jy nie dat doen nie, gaan jy, is jy ongeseend. Jy kry pak die hele uur wat jy is. En net so voor hulle klaar maak en sê, betaal jou tiende. En dan kry jy nog pak ook omdat jy nie tiende offer het. Dink julle dat hierdie Josua, wat nie aan hierdie system geglo het nie, wat altyd geglo het aan liefde en aan lig, dat daar enige iets uit sy mond sal kom wat hy mense sal slaan? Nee. Sien julle al die verskil tussen die weg van Josua, wat net van liefde is, en om mense te leer om innerlik te verander en innerlik te groei? En as almal vandag nog steeds die ware Josua se lering gevolg het en dit gedoen het in eie lewe, het hemel, aarde, vandag in hemel verander. Kyk hoe lyk aarde nadat Christianity dit oorgevat het. Dis gemors. As ons gehou het by Josua se manier van lewe, dan het jy nie vandag swaar kry gehad nie, want dit het gegaan om altyd mense te help. In jou Bybel staan toe Christianity geskep het, toe sê dit nie alles kom na die kerk toe. En dis waar swaar kry begin het. Dink julle dat hierdie Josua so 'n Christenkerk vandag aanvaar het? Nee. En dis hoekom hierdie dominees en pastore en ouderlinge en al die manne wat vandag staan met krag en glo dat hulle ken alles en hulle het alles van swart en probeer jou oortuig van dinge wat nie bestaan nie. Wat doen hulle? Josua het hulle nie verniet blinde leiers genoem, witgepleisterde grafstene nie, want hulle bring vir julle baie onwaarhede en bring nie vir julle die waarheid wat daar was nie. Hulle bring vir julle wat Rome aan ons verkoop het. En soos ek reeds sê, as geld môre wegval, het jy nie oor 'n môre 'n kerk nie. Ek tog, Christianity het 'n fondasie. En sulke dinge het my laat besef, dit is nie die weg wat ek wil dien nie. En dis hoekom volg ek die weg van Josua. As jy ooit kans het, gaan lees die boek The Way of Josua. Dan gaan jy sien, dit gaan oor 'n innerlike verandering uit en niks uit 'n warmte kerk en 'n pastoor en 'n dominee en 'n priester. Niks. Absoluut niks en nog minder oor tiendes. Dankie mense.